Hallo julle en baie welkom terug by vandag se aanlyn diens. Julle, vandag gaan ons aan met ons nuwe tema vir die kwartaal. High score, soos in 'n videospeletjie. Julle, wie van julle hou daarvan dat wanneer jy 'n videospeletjie speel en jy kry wat hulle noem 'n side quest of 'n extra mission om te doen? Ek dink dit maak almal van ons sommer baie opgewonde as ons sien daar is ietsie ekstra wat ons kan doen of wat ons kan wen terwyl ons speel. Terwyl ons so speel is daar partykeer iets wat hulle noem 'n Easter egg. En ek praat nou nie van die chocolate eiers wat julle nou net gehad het oor Paasnaweek nie. Hierdie Easter eggs is ietsie wat jy vind in jou videospeletjie wat baie ander mense gewoonlik mis. En gewoonlik as jy dit vind, dan kan jy iets upgrade, soos jy kan ander klere kry vir jou karakter, of jou karakter kan dalk skielik 'n baie cool move doen wat hy nie voorheen kon gedoen het nie, of hulle upgrade iets in jou speletjie wat jy nie gesien het voordat jy die Easter egg gehad het nie. Soms vind ons Easter eggs in ons regte lewe ook. Net soos in die storie waarna ons vandag kyk oor Elia, waar hy by 'n weduwee gaan kuier het. En waar God vir hulle 'n regte Easter egg in die lewe gebring het, net soos in 'n speletjie. Kom ons lees saam. Ons lees uit 1 Konings 17 vers 7 tot 16. Na tyd het die spruit egter opgedroog, want daar het geen reën in die opgevanggebied geval nie. Toe sê die Here vir Elia: "Gaan bly in die dorp Sarfat, naby die stad Sidon. Daar woon 'n weduwee. Ek het aan haar opdrag gegee om vir jou te sorg." Elia het na Sarfat toe gegaan. By die poort van die dorp aangekom, sien hy 'n weduwee wat hout bymekaar maak. Hy vra haar: "Bring tog asseblief vir my 'n bietjie water om te drink." Terwyl sy wegloop om dit te gaan haal, roep hy agter haar aan: "Bring tog ook vir my 'n stukkie brood." Maar sy antwoord hom: "Ek verseker jou voor die Here jou God, dat ek nie 'n stukkie brood in my huis het nie. Ek het nie 'n handvol meel oor in die kruik en 'n klein bietjie kookolie in die erdekan. Ek was juis besig om hout bymekaar te maak om hierdie laaste maaltyd vir my en my seun gaar te maak. Daarna moet ons maar sterf." Elia sê vir haar: "Moenie bekommerd wees nie. Gaan aan en doen soos jy sê, maar bak eers vir my 'n roosterkoek en bring dit vir my. Daarna kan jy vir jou en jou seun sorg. So sê die Here God van Israel: die meel in die kruik sal nie opraak nie en die olie in die erdekan sal nie minder word nie, totdat die Here weer oor sy land laat reën het." Sy het gedoen soos Elia gesê het. Voortaan het hulle al drie elke dag genoeg gehad om te eet. Die kruik was altyd vol meel en die olie in die erdekan het nie opgeraak nie. Dit was net soos die Here deur Elia beloof het. Laasweek het ons gepraat oor hoe God vir Elia uitgenooi het om 'n gewillige speler te wees. En Elia het gekies om ja te sê, om saam te speel, selfs al was sy take moeilik geweest. Nadat Elia die slegte nuus vir koning Agab gegee het dat daar geen reën sal wees vir 'n tyd nie, het God hom in die wildernis ingestuur. Maar God het aangehandel vir hom te voorsien deur 'n stroompie water en die kraaie wat vir hom kos gebring het. Maar hierdie stroompie het na 'n tyd opgedroog en daar was nie meer water om te drink nie. God vra toe van Elia om iets te doen wat dalk vir hom 'n bietjie mal geklink het op die oomblik. God stuur Elia na 'n stad met die naam Sarfat toe. Hier sê hy vir hom om na die weduwee toe te gaan en vir haar te vra om vir hom te sorg. Nou in daardie dae was 'n weduwee gewoonlik arm geweest en het hulle nie baie gehad om te eet nie en hulle het maar bietjie gesukkel self. Nou gaan Elia na hierdie vrou toe en hy vra dat sy nie net vir haarself en haar seun sal sorg nie, maar selfs vir Elia. Sy sê toe vir hom dat die kos wat sy het is amper klaar en dat sy nie meer baie meel het nie en sy het nie meer olie oor nie. Maar Elia het vir haar verseker dat God vir hulle sal voorsien. Sy het dit geglo en gedoen soos wat Elia gevra het. God het vir hulle 'n Easter egg wonderwerk gedoen. Net soos wat ons iets vind in 'n speletjie en dit oopmaak en opgewonde is oor wat gebeur.
Net so het God vir hulle 'n wonderwerk gedoen. Hulle het iets gevind in die lewe wat hulle dalk nie op 'n ander manier sou gevind het nie. Hulle het ja gesê tot dit wat God van hulle vra om te doen. En as gevolg daarvan het God vir hulle gesorg en kon hulle elke dag sien hoe lief God hulle het en kon hulle sy liefde ervaar in hulle lewe. Net so weet God elke liewe klein dingetjie van jou. Hy sien jou hart. Hy weet wat jy nodig het. Hy weet selfs wanneer jou maag gaan grom en jy's honger nog voordat dit gebeur het. Dit is hoe ongelooflik groot God is. Hy weet presies hoeveel hare op jou kop is. Hy weet wat jy môre gaan nodig hê. Hy weet hoe jy voel en hoe jou emosies voel. Ons kan alles na hom toe bring, want hy het ons so baie lief. En wanneer ons op hom vertrou, sal hy vir ons sorg, net soos wat hy vir Elia en die weduwee en vir haar seun gesorg het. En ons sal nooit iets skort kom nie. Mag julle ook in hierdie week onthou dat God is met julle en dat daar niks is wat onmoontlik is by hom nie. En dat hy vir jou ook sal sorg, net soos wat hy vir Elia en die weduwee en vir haar seun gesorg het. Ek hoop julle het 'n fantastiese week verder. Ons sien julle weer volgende week.